Tyd het weer aangetik hier op Goeiemôre, Good Morning vir die sport. Vir enige jong rugbyspeler is daar nou regtig min dinge wat by die gevoel kom om op Loftesversveld se gras uit te draf en daarmee te kan kers vashou. Vanjaar se jaarlikse billetjie rugbydag het boonop met byna 6000 billetjies wat die velde vol gespeel het, geskiedenis gemaak. Om meer oor hierdie spesiale dag te gesels, verwelkom ons vandag die voorsitter van Billetjie Rugby, SC Esterhuise. SC, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Toe ons net nou gepraat het, ek moet daarmee hierdie uit die pad uit kry. SC Esterhuise, jy is die 7de geslag. 7de geslag, so En jou 8ste enetjie is jou seentjie. is my seentjie en dan pappa natuurlik die 6de. Ja, nou, dis wonderlik. Dis regtig fantasties. Die SC staan vir? Stefanus Jan, Ek het hom. daar's hy. SC, kom ons gesels Billetjie Rugby. Toe ons net nou daaroor gepraat het, toe werk ons uit, daar's amper 100 000 seentjies deur Billetjie Rugby in julle 4 vanjaar, julle 30ste verjaardag. Dis 'n ongelooflike ding wat julle bymekaar gesit. Ja, so ek het gou, toe ons klaar gespeel, gou die somme gaan doen, so dit, jy kyk nou omtrent so 120 000 seentjies wat al deur Loftesdag self is. Ja. Dus so dit is nou buiten natuurlik die billetjies wat nie kom nie, want natuurlik is daar wat nie die groot dag deelneem Wat nie. jy kan maak nie. 100%. So dis 'n groot getal en 'n groot jeugontwikkelingsgeleentheid. Hoe dit begin, vat my terug na die begin toe. So baie mense voor my het gesien dat daar so ontwikkelingsfase moet gebeur. So om op die klein motoriese goed soos 'n paas en so dan te kan fokus. Hulle het dan rib rugby ontwikkel en rib rugby was toe geïmplementeer van tackle rugby af. Voor rib rugby was dit net tackle. So klein seentjies 5, 6, 7 jaar oud het mekaar getackle. Natuurlik beserings, hulle wil nie regtig nie want dit is ontwikkeling. Ja. En toe die rib rugby ingekom, ek dink ons het dit oorgekry van 'n ander land af, seker nou maar. Ek dink Nieu-Seeland en toe het ons dit geïmplementeer by die bulle, baie teenstand gekry en daar sit ons 30 jaar later. Wat beteken rib rugby? So langs die broek is daar velcro en hy het 'n stringetjie aan hom en as jy nou as hy afgetrek word, is dit basies jy's nou getackle. En dan moet jy die bal of aangee of wat ook al jy dan nou maar moet doen met die bal. En jy noem 'n baie interessante ding, klein motories en groot motories. Van dit wat jy gesien het oor die afgelope paar jaar, het dit verbeter met die seentjies of het dit vererger? Want dis 'n moeilike situasie wat jong kinders in is deesdae. Dis nie dieselfde as 30 jaar terug nie. Ja, so vir die 9 jaar wat ek betrokke is by Billetjie Rugby, kan ek sien dat daar 'n bevordering is in dit. En natuurlik sal iemand wat nou van die begin af betrokke was met tackle, sal nou 'n ander oogpunt kan hê. Ja. Ek het self getackle, so ek was net voor die oorgangsfase. My boetie was deel van die oorgangsfase gewees en met hom kon ek gesien het dat daar wel 'n ander fase ingebeur in terme van ons gee die bal meer aan, ons hardloop individueel met die bal nie. So ontwikkeling het verseker plaasgevind. Ek is ook geïnteresseerd om te hoor, is dit 'n moeilike ding om vir jong seentjies te leer? Is rugby 'n moeilike spel om te verstaan op daai vlak? So om dit te verduidelik, as ons 'n laerskoolafrigter vat, basiese laerskoolafrigter en ons vat hom billetjies, frustreer dit hom heeltemal. So dis baie ouer gedrewe want hulle het die geduld om dit te doen. Dis moeilik, maar ons werk met sponsies. En as jy die regte woorde gebruik en die regte voorbeelde, dan vat daai sponsie op. En dis mooi om te sien, ons het nou oorgegaan na T1 rugby toe. So die bulle was die enigste unie wat rugby gedoen het. En SARU het ons model gevat en dit geïmplementeer reg oor Suid-Afrika. En om daai T1 te implementeer by ander unies was moeiliker geweest, waar ons nou al 30 jaar deur dit is. Ja. So vir die terugvoer van daar af, dit is moeiliker, maar dis sponsies. Hulle kry dit reg op die einde van die dag. Stel jou nou net vir 'n oomblik voor, ek is een van jou sponsies. Wat is daai regte taal wat jy moet praat? Geef vir ons een of twee voorbeelde van hoe jy met my sou praat as ek 'n sponsie so is. baie maklik, as ek vir jou die bal moet aangee, handjies op. So handjies op wys vir my waar ek moet paas en dit sê vir my ek moet paas vir jou hande. Omdat jou hande op is jou oogies ook op en dan kan ons die bal vang. Lieflik, So baie maklik, ja. Dis so mooi. En is daar vatbaarheid vir dit en kan dit verder gaan? Met ander woorde, wat ek jou eintlik vra is, as jy nou vir 'n seentjie leer hande op, gaan hy dit na sy skool toe vat? Gaan sê hy vir sy pelle, luister, hulle het gesê by Billetjiedag, hande op. 100%. Want ek dink as dit nie gebeur nie, dan sal ons nie die groei gesien het wat ons natuurlik sien nou nie. So ek dink die ontwikkelingsfase wat ons in plek sit, is hoekom ons op die Kruiwenweke en so goed doen as bulle, want ons het daai fondasie wat ons baie mooi lê. So ek glo verseker dit gaan skole toe. Dit was my volgende vraag. Sien julle dit deurkom, verskoon my, op die volgende vlak, Kruiwenweek en op senior vlak? Is daar van daai seentjies wat 10 jaar terug gespeel het, wat nou in provinsiale spanne is? So ek self by die onder 12 spanne betrokke. Ek ry eintlik nou na hierdie, ry ek na die toer toe. En 90% van ons kinders het billetjie rugby gespeel. So daar is nou natuurlik wat later eers besluit het om billetjie rugby te speel, maar
meerderheid van ons kinders speel dit. So ek glo, statistiek sal ek eintlik, dit sal nice wees om statistiek te kry daarvan, om te sien wat is die deurtrek van 6, 7, 8 reg deur onder 18 toe. Ja, natuurlik. Ons gesels so gereeld oor waar Rassie Erasmus en die bokspan is, dat daar 'n derde span is wat ons sou kon kies wat meeste lande moeilikheid sou gee. 100%. Die diepte daarvan, dit begin op hierdie vlak, nie waar nie? Verseker. As jy kan net in ons unie 5700 billetjies wat 'n dag deelneem, en dis nie eers ons hele land nie. Wat is die groei van rugby wat ons nie het nie? Wat is die getalle van rugby wat ons nie het nie? En ek dink ons harde werk en laerskole, hoërskole se harde werk, unie se harde werk maak daai pool net baie groter vir Rassie om uit te kan kies. So verseker dink ek, as ons kyk na 'n driehoekmodel wat ons weet op is heel bo is die Springbokke, ons grond onderkant is baie groot. So dit maak dat daar baie meer opdruk is om spelers op te werk. Ek moet jou net vra, jy het vir ons 2 balle gebring en jy het nou 'n groot bal gekry by julle borge en jy het jou seentjie met die ding laat rondspeel. Ons gaan vir ons kykers dit wys. Dis ongelooflik wat mens alles deesdae kan doen. Dis die beste dat hulle vroeg blootgestel word. So my vrou spot altyd net nadat ons seentjie gebore was, die eerste ding wat ek vir hom gegee het natuurlik 'n bal, want jy wil die liefde so vinnig as moontlik in hulle instel en yes, hy het dit geloof. Hy geniet dit. Daar's 'n klein balletjie ook, so hy gooi hom heeltemal oor die huis. Ek's eintlik in die moeilikheid daar, maar daai groot bal, dis fantasties. Hy geniet dit ongelooflik baie. Sê vir my, wat doen ouers as hulle begin agterkom daar is talent en ons wil uiteindelik dat ons seentjie speel? Ja, dis seker moeilik, nee, want elkeen het sy eie manier om dit te doen. Vir ons die platform is daar vir blootstelling. So dis hoekom ons tag rugby speel, want dit is nie kontak nie. So stel hom bloot daaraan. As hy daarvan hou, ontwikkel dit en druk hom in die regte rigting in. Iets wat jy seker by gaan kom is ons dogters. Ons het die eerste keer hierdie jaar 30 dogters gehad wat gespeel het. Dit is fantasties geweest. Ons het 'n net dogtertjie wedstryd gehad en die vaardighede wat daai dogters het is ongelooflik. En weer eens, dis 'n pipeline. Geef hulle die geleentheid, ontwikkel dit daarso en kom ons kyk of hulle by die Blue Daisies uit te kry om by die Springbok vrouespan uit te kry. Vat ouers dit te ernstig op by tye? Ek dink dit is so. Versigtig nou. Ek dink dit is so, maar ek dink mens moet anders daarna kyk. Ek dink die passie is daar. So ek kyk altyd daarna, ouers het passie en gee hulle die geleentheid om daai passie uit te lewe, maar vat hulle dit te ernstig soms. Ek dink ons moet verstaan dat hulle 6, 7, 8 jaar oud is. Maar ook moenie die passie doodmaak nie, nê? Want dis die doel van dit om die gees te bou daarvan. Maar ook met daai ouers wat bietjie te veel is, hulle weet ook wanneer dit genoeg is, ja. Hoe kom mense by julle uit en kan mense van ander provinsies by julle kom jol op die dag? So ons laat ander provinsies toe. Natuurlik dien ons eers ons eie gemeenskap. Ek dink dit is baie belangrik dat ons eie gemeenskap dien. So dis eintlik 'n skole ding. So van die skole af nooi ons hulle uit om by die billetjie dag te kom speel om op loftes te kan speel. Ek meen dit is vir enige kind waar hulle wil opeindig. Enige groot mense. 100%. So jou eerste kontakpunt is die skool. En 90% van skole in Pretoria speel billetjie rugby. So kom by die skool uit en dan van daar af kom speel jy by ons op loftes. Kan nie vir jou genoeg dankie sê dat jy by ons kom inval het nie. Die voorsitter van Billetjie Rugby, SC Esterhuise wat hier by ons kuier. Baie dankie en sterkte. Ek sien uit na die volgende jaar se dag. Baie dankie vir die geleentheid. Nou ja, bekommer jy so nou en dan oor jou gemeermiddel? Gelukkig ek nie. Maar as dit wel een van jou bekommernisse is, dan is dit waarvoor jy nou ingeskakel kan bly. Net hier op Goeiemôre, Good Morning.